Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Louis Pasteur, die pionier van immunologie, het geleef in 'n tyd toe duisende mense elke jaar aan hondstolheid gesterf het. Hy het jare lank aan 'n enstof gewerk en net toe hy op die punt was om op homself te eksperimenteer, is 'n 9-jarige seun genaamd Joseph Meister deur 'n hond gebyt wat besmet was met hondstolheid. Die seun se ma het hom gesmeek om die enstof op haar seun te probeer. Pasteur het hom toe vir 10 dae ingespuit en die seun het geleef. Louis Pasteur het 'n nalatenskap agtergelaat van al die lewens wat hy gered het deur sy navorsing. Maar besef jy vandag dat jou grootste nalatenskap in hierdie lewe diegene kan wees wat die ewige lewe het, omdat jy Christus met hulle gedeel het. Elke talent, elke geleentheid, elke gawe wat God in jou hande plaas, is bedoel om 'n instrument vir sy koninkryk te wees. Soms raak ons vasgevang en dink, ek's te jonk, of ek het nie wat dit vat nie, of ek is nie gereed nie. Maar God roep nie die toegerustes nie. Hy rus die toe wie hy roep. Hy het jou in hierdie tyd en in hierdie generasie geplaas met unieke gawes en hy wil hê jy moet dit gebruik om 'n impak te maak in die lewens om jou. En jy kan begin net waar jy is. Begin in jou familie, in jou skool, in jou werkplek of in jou buurt. Jou dade van vriendelikheid, jou woorde van bemoediging, jou getrouheid in die klein dingetjies, maak saak. Jy weet nooit hoe een klein daad 'n ripple effek kan hê deur generasies heen nie. Jou lewe kan 'n baken van hoop wees, 'n getuienis van God se krag en 'n instrument vir herlewing as jy bereid is om jouself ten volle aan God beskikbaar te stel. Die vraag is jy bereid? Soos Handelinge 1 vers 8 sê, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Here, leer my om die gawes en talente wat U my gegee het te gebruik tot U eer. Ek gee vandag vir U my hart, my tyd en my gawes. Laat my lewe U liefde en genade weerspieël. In Jesus naam bid ek dit. Amen.